Goeiedag liefdes van die Here. Ek groet julle in Jesus se naam en verwelkom julle hier by les nommer 30. En die titel van die les is Jesus disciple 12 apostels vanuit slegs Galileërs in 3,5 jaar tot op Pinksterdag. Dis waaroor hierdie les gaan, is baie belangrike les. Dit gaan ons help om te verstaan wat wil die Here hê en hoe wil hy werk op hierdie oomblik, in hierdie jaar van 2024. En wat is die Here besig om te doen? En hoe is dit dat die Here nie soos die mense dink nie? En hoe is dit dat die Here se weë ook nie soos die mense se weë is nie? En dis juis ons dilemma, is dat ons met ons eie weë en ons eie denke oor God en sy koninkryk. En ons sal met liewerste dieper kyk in die skrif, sodat die skrif ons kan lei, ons kan vernuwe in ons gemoed, dat ons begin dink, dat ons die sin van Christus kry, dat ons die gedagtes van God sal dink, en dat ons die weg van Christus nauwgezet sal volg. Dis uiters belangrik. En jy sal sien in die lesse sover, en die dinge wat ek met jy gedeel het, is daar 'n snaakse ding, dit was vir my snaaks. My wenkbrauw het gelig en my hart het geruk, juis in die politieke atmosfeer waarin ek groot geword het en vandag al 'n bejaarde tipe van ouderdom bereik het en waar ek oor tyd gesien het hoe politiek mense in gevangenisse hou en hoe dat dit 'n intimiderende faktor is. En daarom, toe ek hoor wat die Here via Kalembo vir my sê, toe ek gewonder, ja, kan dit die Here wees? En dit is inderdaad die Here. En ek gaan dit vandag vir u wys, hoe geweldig kragtig God se manier is, anders as die mens se manier. Ons wil humanisties wees. Ons wil versigtig optree teenoor ander mense. En ons moet, maar ons moet dit doen in Christus, terwille van God se koninkryk, nie terwille van politieke oortuiginge nie. Ons kan nie toelaat dat politieke oortuiging ons intimideer nie. Ons het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ons het die sin van Christus gekry. Krag, liefde en selfbeheersing. Halleluja. So, kom ons begin dadelik. Ek gaan vir u lees vanmôre uit Lukas 4 vanaf vers 18 tot 44. Jesus het in die sinagoges en plekke van die streek van Galilea bedien. Nou, ek het nogal gewonder daaroor. En al 12 die apostels wat Jesus voorgebid het, by die Vader gehoor het, is almal Galileërs. En nie een van hulle is die streek van Judea nie. In daai tyd wat Jesus begin het om te bedien, was dit onder die Romeinse Ryk. Dis Palestine in the New Testament times, it was under the Roman Empire. In die Romeinse Ryk het 'n administrasie aangestel en dit opgedeel in streke. Dis presies soos die ANC in Suid-Afrika dit gedoen het om nuwe metro's en nuwe provinsies en goede, sodat hulle dit kon regeer volgens hulle denke. Maar God is nie onder die denke van die Romeine nie. God doen sy ding soos hy vanuit die koninkryk van God uit die hemele kom regeer hy. En daarom het hy spesifiek nie in Judea, waar Jerusalem, Bethlehem en al die belangrike plekke waar Jesus gebore was en waar koning Dawid geregeer het, God het nie daar begin nie. God begin in Galilea, langs die meer van Galilea of Genesaret. Daar het Jesus, nadat hy uit Nasaret groot geword het, ek meen hy het in die huis van Maria en Josef groot geword, in Nasaret. Dit is ook in die streek van Galilea, maar tog het die Galileërs Jesus uitgesmyt uit Nasaret uit. Hulle wou hom van die kraanse afgooi, maar hy het hom nie laat afgooi of uitsmyt nie. Hy het self uitgestap, rustig, sonder om 'n vinger te verroer. Tussen hulle wat hom wou gryp in woede van die kraanse af wou gooi, het hy net deurgestap en hy het reguit gegaan na waar hy vir hom 'n huis gekry het, sy eie huis. Nie meer in Nasaret nie, nie meer in die huis van Josef en Maria nie, maar sy eie huis langs die see van Galilea. Daar het hy sy eie huis gehad. Nou wil ek hê, jy moet verstaan dat hierdie is 'n streek van Galilea. En Jesus het net Galileërs
gekies. En daarom moet dit vir ons duidelik wees hoekom die Here met my gepraat het via 'n Kongolese apostel om 'n profeet of vir my te kom sê, die Here wil hê ek moenie aftree nie, maar aantree en ek moet met sekere mense mee begin in Suid-Afrika. Die wortels vir die hele Afrika boom is in Suid-Afrika. En die Here het 'n etniese groep, 'n bevolkingsgroep uitgekies, naamlik die boere, Afrikaans sprekende mense, en hy wil met hulle werk. Hy het dit uitdruklik gesê via Kalembo. Ek dink die Kalembo weet genoeg eers van boere en die goede nie. Maar hy weet dat die Here het vir hom gesê dat dit is die Here se plan. En net so Jesus geweet dat Vader se plan is dat hy moet gaan bly langs Galilea meer, in die streek van Galilea, en hy moet Galileërs as kandidate voorbid en hulle roep en hulle begin toerus vir hul dienswerk. Nou kom ons lees uit Lukas 4 vers 18. Die gees van die Here is op my. U ken daai skrif baie goed, dis ook in Jesaja 61. Hy sê omdat my Vader my gesalf het, die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. So ons het 'n roeping en ons het 'n salwing, en net so het Jesus dit begin, en ons met Jesus se manier volg. Jesus sê verder hierso, hy lees uit Jesaja 61, hy sê, hy het my gestuur om die wat verbrysel van harte te genees, om die gevangenes vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vrylating weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegee het, dis natuurlik die rol van Jesaja, wat hulle 'n boek noem hier, in wat die vertalers dit in die Bybel geskryf het. Gaan hy sit, nadat hy die rol oorgegee het, gaan hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op hom gevestig. Toe begin hy vir hulle te sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. En almal het vir hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit sy mond kom. Dis die salwing. Die salwing is aangename woorde. Dis 'n getuienis van lewe tot lewe vir die wat gered word. En is 'n getuienis van die dood tot die dood vir die wat verlore gaan. Daai salwing bring die verskil, bring die skeiding. En hy sê, en hulle sê, is hy nie die seun van Josef nie? So hulle het wel agtergekom, maar hier's 'n salwing, maar tog, in hulle menslike opinie, begin hulle nou dink. Jy sien, nou val die mens terug na menslikheid, humanistiese denke, politieke oortuiginge, en hulle kom, en hulle vra onder mekaar, maar is dit nie die seentjie wat hier voor ons oë groot geword het, in Nazareth, en is dit nie Maria se seentjie nie, en Josef se seentjie, was definitief nie Josef se seentjie nie, Josef was sy stiefpa. Jesus se pa is God die Vader self, en die Heilige Gees het oor Maria gekom, om haar aan te doen, sodat die saad van God in haar die koninkryk gevestig het, en die koning met die naam Jesus die Christus. En daai Jesus praat nou met hierdie mense, en hy sê, sien julle ore vervul, wat hier so staan. En hierdie mense begin hom bevraagteken. En hy antwoord hulle, julle sal my ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg, genees Heer, genees u self. Alles wat ons hoor wat in Kapernaum gebeur het, doen dit ook hier in u vaderstad. In u vaderstad. Maar hoor, hulle konfronteer nou vir Jesus sê, Jan, ons weet, jy gaan mense gesond maak met dit al klaar begin doen. Maar, die vraag is, hoekom maak jy nie mense gesond hier in Nazareth nie? En hoekom doen jy nie hierdie dinge hier nie? So die mense het 'n menslike opinie, en menslike denke, wat nie God se denke is nie God se wees nie. En dan kom mense hulle bevraagteken. En hulle begin om die kerk in menslike terme te ontleed, en hulle skryf hulle eie katekismes, en hulle begin om te sê, maar so moet kerk lyk. En vandag sit ons met hierdie produkte, van verskillende denominasies. God het nie 'n denominasie begin nie. God het sy koninkryk begin. As 'n verskriklike groot verskil tussen die koninkryk van die hemele en die koninkryk van mense.
en dan die denominasies. Dis hoe mense hulle goed struktureer. Nou luister mooi wat staan hier verder. Hulle konfronteer hom met sy vaderstad. Nou wat is sy vaderstad? Dis presies wat ek vir julle gesê het. Sy vaderstad is in Judea. Dis waar Josef en Maria moes gaan aanteken op die registers destyds toe Herodes en die konings en die leiers van die Romeinse ryk wat geheers het oor Israel, hulle moes toe gaan sensus registrasie doen by hulle vaderstad. En Jesus se fisiese ma op aarde en natuurlik die stiefpa was van, hulle moes by Bethlehem, waar Jesus geboren, moes hulle die register gaan en hulle is daar ingedeel polities. Dis waar dit op neerkom. Maar God steur hom nie aan politieke grense nie, of politieke oortuigings nie. God se koninkryk werk anderste. En hulle het vir Jesus gekonfronteer by sy kruisiging, is hy dan 'n koning? Hy sê ja, julle sê dit dan. Julle sê dan dat ek 'n koning is. Maar my koninkryk is nie van hierdie aarde nie, nie van hierdie politieke sisteme nie, nie hoe die mense dink nie, is nie humanisties nie. Dis goddelik, soos God dink. Reg, kom ons kyk nou wat sê vers 24. En Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. Wat is die vaderstad? Bethlehem. Wat is die vaderland? Hele Israel. Maar 'n profeet van die stamme, volke, nasie en tale, die nasie Israeliete, of dan die Judeërs, of wat ook al whatever die mense dit in hulle indelings genoem het, kom ons praat dan van Israel. Israel het 'n streek wat God vir hulle gegee het. Vandag is daar bloedvergieting oor al die lande, en hier in Suid-Afrika is daar bloedvergieting, plaasmoorde word gepleeg en allerlei goede, maar u moet verstaan, dis nie God se denke nie. Dis die mense denke. En God vat nie verantwoordelikheid vir wat mense doen nie. Mense moet verantwoordelikheid vat vir wat hulle doen. Maar kom ons bly by die punt. Vers 24 sê, 'n profeet is nie aanvaar of aangenaam in sy eie vaderland nie. So met ander woorde, iemand soos Jesus gaan vervolg word, gaan verwerp word, hulle wil hom stenig, hulle wil hom van die kraanse afgooi. Hoekom? Want hulle kan die profetiese woord nie verdra nie. Die profetiese woord is konfronterend. Dit konfronteer menslike koninkryke, want menslike koninkryke onderwerp hulle nie aan God se koninkryk nie. En dit is 'n reuse probleem. Ek wil vandag vir my haas. Vers 35 sê, maar ek sê vir julle, met waarheid, daar was baie weduwees in Israel, en in tye van Elia, waar daar hongersnood was, en nie een van hulle is deur Elia, het God vir Elia na hulle toe gestuur nie na een van hulle toe nie. Behalwe die een weduwee in Sarfat, in Sidon. En daar was baie malaatses in Israel in die tyd van Elisa. En die profeet is nie na een van hulle gestuur om hulle te reinig nie, behalwe na Aman, die Syriër. Dit beteken dat die Here doen alles wat hom behaag. En jy kan gaan kyk in Psalm 115, wat staan daar, van vers 1 tot 3. Psalm 115 vers 1 tot 3. Gaan lees dit gerus. Daar staan, die Here doen wat hom self behaag. Hy behaag nie mense nie. God kan nie sy nie buig vir mense nie. Die mense moet hulle nie buig vir God. Dit is hoe dit moet werk. En Jesus sê, spel dit hier vir hulle uit, en het kom daarop neer, dat die Here doen wat hy wil, waar hy wil, hoe hy wil, want hy is soewerein God. En ons moet dit verstaan, dit is wat ons harte moet verander, om in God se koninkryk in te pas. Ons kan nie vir God in ons koninkryke, in ons manier van denke inpas nie. En dis die hele ding wat die Here vir my gesê het, is, ek moet 'n boodskap uitdra, waar hy sê, hy roep die mense om hulle knieë te buig, en te bely dat Jesus die Here is, dat die gedagtes van Jesus, die gedagtes van God, moet ons gedagtes wees, en die dade van God, die manier hoe God dinge doen, dis wat ons moet inpas by hom. Vers 4, gaan nou nie daai meer lees nie,
Kom ons spring dadelik na vers 28 toe van Lukas 4 en hy sê, en almal wat in die sinagoge, almal in die sinagoge is met woede vervul toe Jesus hierdie dinge vir hulle kommunikeer. En hulle het opgestaan en hom uit die stad uitgedryf en hom gebring tot aan die rand van die berg waarop die stad gebou was en hulle wou hom van daai kraanse afgooi. Maar hy het net omgedraai sonder 'n slag of 'n stoot, het hy net tussen hulle deurgestap en weggegaan. Hy het weggegaan waarvan af? Van hierdie menslike maniere, die menslike optrede wat nie Jesus ontvang het as die Messias, as die koning van die konings en die Here van die Here nie. En Jesus draai om, stap tussen hulle deur en hy gaan na die presiese plek waar God die Vader vir hom gesê het, waar hy moet begin. En hy gaan na Galilea toe. Nou moet jy verstaan, dat in hierdie dag waarin ons leef, sit ons met allerlei invloede oor duisende jare, van mense se politieke denke, allerlei godsdienstige ideologieë en goede wat nie Bybels korrek is nie. Vir baie duisende jare het hulle dit wat God gesê het, verbloem aan mense en die leiers het vir hulle self die reg toegeëien om alleen te weet wat sê God en dan vir mense te sê wat sê God. En dan sê hulle verkeerd, dan sê hulle nie wat sê God nie. Hulle sê dan wat die mense besluit het en geskryf het. Ek wil net hierdie ding baie mooi verstaan. Want as God dan vir Piet van Heerden kom roep het, nee, hy het self die ding uitgedink, hy stuur 'n apostel en profeet vanuit DRC Congo om met my te kom praat, en hy sê ek met 12 apostels en 12 profete roep en bid voor, en hulle roep om die koninkryk van God uit te brei deur God se manier, om na dit toe te rus met God se woord, en God se woord alleen, en dat ons net na die woord kyk, en dan die kerk van die Here gaan herskik, en herplant, en heroriënteer, sodat net die woord van God die waarheid sal wees, en dit is in elk geval die waarheid, en die ander goede is nie die waarheid nie. So, ek wil hê jy moet verstaan dat die Here doen wat hy wil, en ek het baie lank gestruikel hieroor vir maande, en ek het nou berusting oor dit, en weet, ek moet ook in my hart en in my denke aanpas. En ek moet aanvaar as God vir my sê, ek wil jou stuur, wil jou gebruik. Ek moet dan doen wat hy sê. Ek moet nie nou met my menslike opinietjies en my redenasietjies nou gaan dit bevraagteken. Ek moet net voortgaan. En ek moet dit doen. En die mense waarvoor ek bid, gaan die Here vir my gee. En ons gaan by mekaar kom en ons gaan toerusting doen. En ek doen reeds al vir 'n paar maande toerusting op hierdie video's. Hierdie is video nommer 30. En as jy belangstel, moet jy gerus dan luister. Want die Here praat en ons moet doen. Ek groet u tot volgende keer.